Goeiedag sê familie en vriende, julle is weer eens gegroet in die naam van die Here Jesus Christus, die Here lewe. En hy het ek en u so lief, dat hy geleenthede skep vir ek en u, om te kan gesels rondom die woord van die Here. En ek en u kan nog vandag luister na die gesonde woord van die Here Jesus Christus. Hier wil ons vandag lees in die boeke van Johannes 11 vers 42 en vers 43 net. Johannes 11 vers 42 sê, en ek het geweet, dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek gesê, sodat hulle kan glo, dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus kom uit. Ek wil klem lê op hierdie gedeelte in vers 42, en ek het geweet, dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek gesê, sodat hulle kan glo, dat u my gestuur het. Ek wil praat vandag oor 'n onderwerp, Jesus is die antwoord. Jesus is die antwoord. Die Bybel sê, en daar is 'n een deur na die Vader toe, en is deur Jesus Christus, hy is die antwoord. Ek en u het al baie probeer in die lewe, ons het verskillende dinge probeer in die lewe, maar Jesus is die antwoord. Die Bybel sê in die boeke van Johannes 11, Lazarus, die een wie die Here lief is, het siek geword. En ek praat vandag met 'n land wat moontlik siek is, en die Here kom vandag na die land Suid-Afrika toe, om iemand wat aan die slaap is wakker te maak. Meneer en mevrou, u het 'n gawe, en die Here weet hoe die Here jou kan gebruik, om tot jou volle potensiaal te kom, om die gawe wat die Here jou gegee het, moet jy uitleef, en die Here het aan jou 'n gawe gegee, om impak te maak, om 'n verskil te maak, met jou gawe. En hier het die vyand agtergekom, dat Lazarus, die een wie die Here lief voorgehad het, was siek. En die vyand het ingekom om dood te bring oor Lazarus. En die vyand wil nie hê dit wat die Here opbou, wil die vyand nie hê dat dit moet goed gaan met 'n mens nie. En hy gaan alles in sy vermoë doen om af te breek dit wat God probeer opbou. En die vyand kom in en Lazarus sterf af. En ek en u sit vandag hier en ek en u het slegte nuus gekry. En die slegte nuus maak dat ek en u vandag agteroor sit. En ons aanvaar vandag die slegte nuus wat ons gekry het. Maar hoor vandag die woord van die Here, Jesus is die antwoord. Hy is die antwoord. Weet julle wie die Jesus is, wat die antwoord is? Hy is die een wat aan die kruis gesterf het vir ek en u. Hy is die een wat opgestaan het uit die dood uit. Hy is die een wat die belofte gemaak het en gesê het, soos julle die liggaam nou sien oor 3 dae, sal ek hier die liggaam weer optel. En Jesus is die antwoord. Die Bybel sê dat hulle het die Here blameer, omdat hy nie gekom het volgens hulle tyd nie. Jy kan hier luister vandag na die uitsending, en ons wil hê die Here moet ons antwoord volgens ons tyd. Maar die Here weet wat is die regte tyd. En vandag is dit die regte tyd vir iemand, om te weet Jesus is die antwoord. Die Bybel sê dat die Here het vertoef in daardie dorp, en op die 4de dag arriveer hy, terwyl Lazarus alreeds begrawe is. Die Here is 'n hartekenner,
En hy's 'n nieretoetser en die Here ken die gedagtes van 'n mens. En die Here weet dat die Here wil hê ons as Suid-Afrikaners moet geloof hê soos 'n mosterdsaad. As ek en u net geloof kan hê soos 'n mosterdsaad, dan sal ons sien die omstandighede waarin ons nou in verkeer is tydelik, is nie permanent nie. Daarom kan ek sê, Jesus is die antwoord. Waardeur jy nou gaan is tydelik, is nie permanent nie. Maar die vyand wil hê, ons moet dinge vinnig bekom. En die Here wil ons vat deur 'n proses. En die Here wil ons vat deur sy leerskool. En hier is Lazarus, blaas sy asem uit. En Martha en Maria, hulle begin mekaar blameer. As ek net dit kon gedoen het, as ek dit gedoen het, sou my broer nie gesterwe dit nie. Is iemand wat vandag kyk na die uitsending en hy verwyd hom. Hy of haar verwyd hulle vandag. Van hulle sê vir hulle self, as ek nog net dit kon gedoen het, sou dit gebeur het. As ek net die horlosie 'n bietjie kan terugdraai, sou dit gebeur het. Nou sê die Bybel dan vandag uitdruklik, moenie op die arm van vlees vertrou nie. Sit jou vertroue in die Here, van hy sorg vir jou. En die Bybel sê, en hulle begin mekaar blameer. Ek wil jou vandag sê, meneer en mevrou, kom ons blameer nie mekaar nie. Kom ons vat hande vandag en sê, ons het baie probeer. Ons het verskillende rigtings probeer. Maar kom ons probeer die Here vandag. Is nie jou werk wat gaan maak dat die Here meer van jou hou nie. Is nie jou geld wat gaan maak dat die Here meer van jou hou nie. Is jou geloof wat jy in God sit vandag, wat gaan maak dat jou lewe radikaal verander. Jy's nie gekoop deur geld nie, of deur besittings nie, maar ek en u is gekoop deur die kosbare bloed van die Here Jesus wat aan die kruis van Golgotha gevloei het vir ek en u. Toe hy aan die kruis hang en hy blaas sy asem uit, was ek en u op sy gedagtes. En hier kom die Here en hy vra vir Martha en Maria, kom wys my die plek waar julle vir Lazarus neergelê het. Die Here kom deur middel van die uitsending van die program en hy vra, Suid-Afrikaner, kom wys my die plek waar jou man uit die huwelik uitgestap het, waar jou vrou uit die huwelik uitgestap het, waar jou kinders uit die huis uitgestap het, kom wys my die plek. Die Bybel sê, deur hulle seer en pyn, en hulle het eers die Here gesê, jy's te laat. Die Here het nie gevra, wat is die tyd nou nie? Die Here het gevra, kom wys my die plek, waar julle Lazarus begrawe het. En toe hulle die Here die plek gaan wys, het die opgestaande Jesus, ek praat van Jesus is die antwoord. Hy is die een wat die dood oorwin het. Hy is 'n rekordbreker van die dood. Die Bybel sê, hy het Lazarus opgewek. Die Bybel sê, hy het vir Tabitha opgewek. Die Bybel sê, hy het hierdie seun van Nain opgewek. Maar die opgestaande Jesus wat die antwoord is, was nie deur die dood opgewek nie, hy het opgestaan uit die doodheid, en die opgestaande Jesus is vandag in jou huis. Hy praat deur middel van die uitsending na iemand toe, en hy sê vir jou vandag, ek is die antwoord vir jou probleme, ek is die antwoord vir jou seer, ek is die antwoord vir jou hartseer, en die opgestaande Jesus, nie die opgewekte Jesus nie. Daar is 'n verskil tussen opwekking en opstanding. Hy is opgestaan en hy staan voor Lazarus se graf. En hy staan vandag voor elke situasie. En hy roep vandag
'n jong man, 'n jong pa, 'n moeder, 'n pastoor, 'n leier. Hy roep jou vandag uit. En hy skree met 'n harde stem, Lazarus kom uit. Die geheim is, ek sluit af. Die geheim is familie. Jesus het nie eers vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan nie. Jesus het eers opgekyk hemel toe en het gesê, Vader, ek dank U, omdat U altyd deur my gebed verhoor. Kom ek en U gaan weer in ons binnekamer en ons maak die deure weer agter ons toe en ons bid weer tot ons verborgene God. Hy wat in die geheim is, gaan ons in die lig openbaar. En die Here is die antwoord op ek en U se probleme. As die Here in staat was om vir Lazarus uit die dood uit te laat opwek, omdat hy die antwoord is hy in staat vandag om ek en U te laat opwek. Die Here sê, vra net vandag vir 'n Suid-Afrikaner, kom wys my die plek waar jy afvallig geraak het, waar jou geloof prys gegee het, waar jy ingegee het op die lewe. Kom wys die Here die plek. Die Bybel sê, en toe hulle die Here die plek wys, het die Here vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan. En vandag wil die Here, ek en U moet weet, jy kan alles probeer in die lewe, maar Jesus is die antwoord. Jesus is die antwoord. Daarom sê ek is die opstanding, die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Goeie voorbeeld, Lazarus het in God geglo, hy het gesterwe, maar hier lewe hy weer. En ek en U is vandag dalk geestelik dood, en is nie ons werke wat ons sal laat lewe nie, maar is ons geloof in die Here Jesus Christus. Die Here roep jou vandag, en die Here sê, staan op, uit jou omstandighede uit. Die Here versterk jou, die Here roep jou, weet het vandag, Jesus is die antwoord. Ja, hy is die antwoord. Hy is die antwoord. Jesus, ek en U soek op verskillende plekke antwoorde. Ons het vrae, hoekoms en waaroms, maar Jesus is die antwoord. Hy was die antwoord vir Martha en Maria. Hy was die antwoord vir Lazarus. En hy was die antwoord vir hulle wat gedink het is game over met Lazarus. Is neusie verby met Lazarus. Baie het al opgegee op jou lewe. En jy het ook al opgegee op die lewe. Maar Jesus kom vandag en hy sê, ek is die antwoord vir jou probleme. Die wêreld is op soek na liefde. Jesus is die antwoord. En die antwoord is alleen opgeskryf in Jesus in. Jesus het gesterwe aan die kruis vir ek en U. En het sy enigste seun gegee. En hy lewe. Hy het die dood oorwin. Hy lewe tot in ewigheid. Ons aanbid 'n God wat lewe, wat nie aan die slaap is nie, wat altyd deur antwoord. Hulle het gedink hy antwoord laat, maar die Here antwoord. Vader, ek kom vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ek bid vandag vir ons land, Here, wat antwoorde op verkeerde plekke soek. Help ons vandag, Here, om nie vir U te blameer, vir daar waardeur ons gaan nie, maar laat ons sal hande vat, en sê, Here, ons kies vandag, om U te kom wys waar die seer begin het, waar die situasies begin het in ons lewens. Gee ons weer rigting, Here. Tel ons weer op, Here. Ons bely vandag dat U is die Seun van God. U is die ware Seun van God. U het gesterwe aan die kruis vir ons, en U is nie meer aan die kruis nie. U is begrawe ter wille van ons, en U het die dood, U het uit die dood uit opgestaan. Laat ons as Suid-Afrikaners vandag opstaan, omdat U woord dan sê, dieselfde gees wat U uit die dood uit laat opwek het, is nou binne in ons,
En ons bid vir daardie selfde gees, om mense wat in die doderyk is, uit die doodheid te laat opstaan. Want u woord sê dan, en nou weet ek, dat u altyd deur my gebed beantwoord. En ek weet dit vandag, ek glo die woord van die Here, dat u ons gebede sal beantwoord. Want u is die antwoord van ons situasies. Seën ons vandag, versterk ons vandag, tel ons op vandag, in Jesus naam. Amen.